in die naam van Jesus, ons sit ons voet neer en ons sê, my koning sal heers vanmôre. Dankie, Here, ons is moeg vanmôre vir die vyand se werk. Here, man, hy is sommer net daaronder, Here, hy is niks in ons lewe nie. Here, ons sê vanmôre, U is in ons lewe. Daarom sal ek met my God oor 'n muur spring vanmôre. Here, ons sal nie meer terug staan. Here, vir dit wat die vyand probeer. Want oorwinning, kind van God, glo vanmôre, jy is die oorwinnaar. God het nie vanmôre verniet in jou lewe kom spreek. Here, ek bid vir hierdie diens, Here. Ek bid vir elke menslike gedagte om vanmôre gebreek te wees, Here. Ek herinner elke kind van God vanmôre, jy is hier om die boodskap van die koning te ontvang vanmôre. En ek sê dit hardop, Here, dat die vyand kan hoor vanmôre. Geen eer kom hom toe vanmôre. Alle eer in ons koning. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan weet, die kettinge sal breek, Here. Here, U het vanmôre ingespreek in iemand se lewe, Here. Dankie dat U 'n getroue God is, wat U woord nakom wat sê, jy sal ons nie alleen laat nie, Here. Jy verlaat ons nooit. My koning, ek bid dat U vanmôre my gebruik as instrument, Here, dat die woorde op my lippe vanmôre, Here, en as ek afdwaal van die preek, Here, mag dit wees omdat U my inspireer, Here. Dankie vir die riglyne wat U vir ons gee. Dankie vir die Bybel wat ons kan lees, Here. Dankie vir die lewende woord wat kos vir ons siel is, Here. Hierdie kerk wil vanmôre U die glorie en almag gee, Here. Al die lof kom U toe, Here. En mag U naam wees wat vanmôre ons lippe reën in Jesus naam. Amen. Halleluja. Mag U die Here lekker hande klap gee vanmôre. Halleluja. U is welkom om dit terug te neem. Prys die Here. Manie, daar's 'n prentjie wat ek daarop gemaak het. Dit is my opsets. Ek vergeet om dit te sê. Is dit nie daar nie? Dis nie. Mag ek U 'n tweede keer verwelkom in die huis van die Here. Amen. Die Here is goed vanmôre. Amen. Halleluja. Ons is besig met 'n reeks, God se hart vir 'n doelgerigte lewe. En ons het laasweek begin. Daar's die prentjie. Dankie man. Goed. Ons het laasweek begin met God se hart vir 'n doelgerigte lewe en die eerste tema van die boodskap was dit begin by jou. As iemand hier was, wie kan onthou ons het daar gesels. Halleluja. Prys die Here. So kom ons recap gou vinnig. Ons het gelees uit die boek Johannes 6:45-48. Dat almal sal deur God geleer word. Elkeen wat van die Vader gehoor en geleer het, sal na hom toe gaan. Amen. Okay? En toe in vers 47 wat ons uitgestaan het is, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Halleluja. Okay. En in ons inleiding, ons eerste boodskap, het ons gelees dat God se hart vir 'n doelgerigte lewe begin in ons, by jou as 'n gelowige. Nee. Ons het ook gelees dat ons het ook geleer en gesien dat die verandering eers in ons moet geskied en gebeur, voordat mense dit kan toepas by en met gelowiges rondom ons. En ook dan het ons gesien en geleer dat dit begin by ons om te aanvaar wie ons is. Jou identiteit in Christus is meer belangrik as jou identiteit in die wêreld. Amen. If the world knows you as a child of God, they will know Jesus. Amen. Okay. En ons het ook geleer dan dat dit is ook ons het ons ervaar dat dit begin by ons om deel te wees van God se familie. So gister laasweek se boodskap fokus op ons wat moet aanvaar wie Christus is in ons lewe. Ons self moet aanvaar wie ons is in hom en ook dat ons deel vorm van 'n familie van God. En welkom familie van die Here. Dat jy vanmôre hier sit. Ons is uitgeroep vanmôre en
daarom beplan die Here 'n groot uitkomste en sy beplanning goed genoeg vir ons in ons lewe. En net so begin dit by ons om die verandering te wees en uit te leef. Amen. Vanmôre wil ek hier gesels oor God se hart vir 'n doelgerigte lewe deur die koning se uitnodiging. Ek ons dan saam met Openbaring 3 vers 20 en 21 wat ek gaan lees uit die woord van God. As jy nie daar is nie, gaan ek 'n tydjie gee. Maar vanmôre se woord, en ek het al hierdie stuk gebruik, maar vanmôre het die Here in my 'n nuwe ding kom wakker maak en hy het my kom bewys dat dis nie net 'n uitnodiging vanmôre nie. Dis 'n leefwyse. Amen. Die uitnodiging word die leefwyse wat jy leef. Amen. Okay. So vanmôre lees ons 'n bekende skrif. En ons almal kan die skrif wat ons kop uitset. Né? Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. 'n Vriend van net altyd 'n grapjie gemaak as hy by die deur staan, steek hy voor die deur. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Né? Liewe mense. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe. Kan ek maar die susters ingaan na haar toe. Om saam met hulle 'n maaltyd te hou en hulle met my. Die woord sê hy met my, maar ek ons almal in die skrif vandag. En hulle met my. En vers 21 sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Halleluja, die Here seën sy gelese woord. Amen. Die tweede punt waar ons gesels vandag in die reeks wat God se hart vir die doelgerigte lewe is die feit dat ons aandag moet gee aan die koning se uitnodiging. Die Here kom vanmôre my ons elkeen uit. En jy kan ook vanmôre hier sit, jy kan sê maar pastoor, ons doen dit. Hoeveel meer moet ek die Here se uitnodiging aanvaar? En dit begin vanmôre met die woord om te sê raak betrokke by die beplanning wat God vir jou lewe het. Amen. Moenie terug staan en net dink die beplanning gaan net in lyn val nie. Ja. Dit gaan in lyn val, maar dit gaan jou teenwoordigheid kos. Dit gaan jou teenwoordigheid nodig hê. Amen. Moenie net vanmôre terug sit en sê ag Here, vanaand sal daar kos in die hemel uitval en vanaand sal dit gebeur en vanaand. Nee. Kind van God, die uitnodiging is reeds daar vanmôre dat ons moet weet, ons moet betrokke raak by die werk van die Here in ons lewe, because all of you is a work in progress. Amen. As jy volmaak is vanmôre kom sien en dit ek wil vir jou medalje gee. All of you is a work in progress and each and every one they stands under construction. Ons almal is besig om die rekonstruksie tydperk te gaan in ons lewe. Maak nie saak of ek die jongste en iemand die oudste is nie, ons almal bly 'n kind van die Here. Amen. So irrelevant van die ouderdom, jy gaan permanent deur 'n konstruksie tyd. Want net wanneer jy dink, jy daai ding behaal, kom die Here en sê nee my kind, daar's nog iets vir jou. En dit alles kos wat werk. En maar hoe meer jy groei vanmôre, hoe meer kan die Here in jou bestee. Amen. So vanmôre die uitnodiging, moet ons betrokke raak aan dit wat die Here ons wil bied. En begin jy te luister na die Here se goedheid en sy guns, na sy woord wat vir jou waarheid is. Amen. As jy dink jy lees die Bybel as 'n boek, gaan terug en lees die vers weer. Gaan terug en lees hom weer. Want eventually gaan daardie vers die Here vir jou gee, weer breek, soos 'n swaard in jou lewe. En jy gaan die Openbaring verstaan. Vir my was hierdie skrif, hy staan met die Here in klop. Maar die oomblik toe ek hom gaan lees, en ek gaan lees hom weer, en ek gaan lees hom weer, toe sê die Here, my kinders mis die uitnodiging wat dan daai skrif op is. Jakobus 1:19 sê, so dan my geliefde broers en ek sê susters, elke mens moet gou wees om te hoor.
stadig wees om te praat, maar en stadig om toornig te word. Wat hierdie skrif eintlik vir ons kom sê vanmôre in boldness, wanneer die Here se uitnodiging gee, gaan nie oor jou nie. Dit gaan dit nie oor hoe jy voel, dit gaan oor hoe jy dit ontvang. Hoor wat die Here sê. Amen. Jy sien kerk, ek sê vanmôre hier om 'n pragtige boodskap te bring en julle egos te straal nie. Ek sê môre hier om julle te sê, die feit dat die kerk die uitnodiging mis is omdat die kerk besig is met hulle eie agendas. Ek is nie vanmôre hier om 'n soetsappige boodskap aan u te bring. Ek is vanmôre hier om te sê die Here wag dat jy jou uitnodiging moet kry. Hy wag dat jy moet RSVP. Amen. Hy wag dat jy jou plek moet neem, want dit is hoekom hy sy kinders stuur vanmôre. Amen. Jy sien, hulle mis die geleentheid omdat hulle fokus vanmôre gesteel is. En verdeeld is. Hulle mis die geleentheid omdat hulle nie ag gee op die belangrikheid daarvan om die uitnodiging te aanvaar. Vanmôre kan ek met boldness sê, die Here soek nie 'n halwe verhouding nie. Hy soek 'n volkomme verhouding. Amen. Hy soek nie selektiewe dae om dit te aanbid nie. Hy soek elke dag ten minste van jou tyd. God soek nie vanmôre 'n gedeelte van die aandag nie. Hy soek vanmôre die volle fokus. Amen. Wat hou ons fokus? Wat steel ons fokus? Waarom is die kerk dit? Waarom is die kinders van die Here dit? Want die Here is nie meer 'n middelpunt. Die Here is nie meer die middelpunt. En vanmôre wil ek met jou deel dat die koning se uitnodiging is vanmôre daar om hom weer die middelpunt van jou lewe te maak. Hoekom 'n uitnodiging? Hoe nooi die koning ons uit? Wat moet jy kom vir die volgende vraag? Wat moet jy hê as jy na 'n belangrike funksie toe gaan wat jy wil bywoon? Jy moet uitnodiging hê. En wat moet jy doen? Jy moet RSVP om te sê ek gaan daardie dag meemaak. Want dan kom jy op 'n huis. Want jy by die deur inkom en sê jy baie welkom meneer Smit en mevrou Smit, julle tafel wag vir julle en 'n merk jou af. Nou net so vanmôre is dit by die Here se uitnodiging. Hy sê vir jou, neem my aan as jou verlosser en jou naam sal in my boek geskryf wees. Hy sê vanmôre, neem my aan as jou God en jou hart. En jy sal meer as 'n winnaar wees. En wanneer jy in jou pad staan, sal hy sê, maar jou naam is in die boek. Welkom my kind. Welkom in my koninkryk. Dis hoekom ons 'n uitnodiging nodig het. Die Here is so van 'n gentleman, hy stuur 'n uitnodiging om vir jou te sê, maar ek nooi jou persoonlik om deel te wees. Amen. Van die groter prentjie. Ja. Baie keer hoor ons nie die uitnodiging, ons sien die uitnodiging nie kom. Want ons kyk met versteekte oë na die Here. Ja, absoluut. Die volgende vraag, het jy die uitnodiging? Het jy die uitnodiging aanvaar? Wanneer ons die Here aanvaar en ons die heilig en ons heilig maak, ons hom aanvaar as ons heiligmaker en saligmaker, gebeur daar iets in ons lewe. Ons word getransformeer om soos hy te leef. Amen. Deur die waarheid wat die woord van God is en deur die transformasie help dit ons om te kan groei in heiligmaking. Maar die feit is dat heiligmaking vereis openbaring. Amen. Vanmôre wil die Here aan jou openbaar dat jy is die moeite werd. Amen. Jy is goed genoeg om vanmôre in die huis van die Here en in die kerk van die Here te kan wees in sy koninkryk. Ja. Amen. As jy vanmôre alleen glo wat in jou gegee is dit jou eie saak. Want die Here sê, ek nooi jou. Vanmôre wil ek vir jou sê, ek as herder en hierso nooi julle uit om aan dieselfde geskenk te kom deelneem wat die Here van ons gee. Halleluja. Om die rede te verstaan hoekom die Here ons uitnooi, moet ons kan verstaan wat die woord vir ons beteken.
Wat beteken die Bybel regtig vir jou? Beteken dit net 'n boek? 'n Studieboek? Beteken dit 'n lewenswyse? Beteken dit waarop jy jou lewe baseer? Beteken dit vir jou fondasie waarop jy kan bou? Of is dit 'n boek wat die dominee op krak sit? Die dominee kom kyk as die grootste skofbok in die tafel. Die Here is ernstig vanmôre. Amen. Hy speel nie vanmôre nie. Hy het vanmôre 'n doel gegee vir hierdie boodskap en ek glo vanmôre elkeen wat hier sit kan iets leer hieruit. Ek lees in 'n boek van Rick Warren, 'n bekende skrywer van Christelike boeke, die volgende stuk oor die Bybel. En ek wil dit so graag vir jou lees vanmôre, ek wil dit vir jou deel met jou deel. Hy sê, en ek noteer direk sy woord, hy sê, the Bible is far more than a doctrinal guidebook. So hy skryf mense doktrine. Nee? God's word generates life. It creates faith. Produces change. I love it again wat ek nou gaan lees. Frightens the devil. Causes miracles. Heals hurts. Builds character. Transforms circumstances. Imparts joy. Overcomes adversity. Defeats temptation. Infuses hope. Releases power, cleanses our minds, brings things into being, and guarantees our future forever. Amen. En dit is wat die Bybel vir ons behoort te beteken vanmôre, dat wanneer jy die woord van God deel maak van jou lewe, word jy 'n getransformeerde mens. Ja, amen. Jy kan nie dieselfde bly nie. Dis waar. Halleluja. Kerk is mos op vanmôre. Daarom is die uitnodiging makliker om te aanvaar in ons lewens, want die Here beplan het goedheid en guns in jou lewe. Amen. Amen. Dit vorm deel van 'n doelgerigte lewe uit God se hart. En daarom wil ek vanmôre met jou gesels oor 3 punte. En die eerste punt vanmôre is die koning staan by die deur en klop. As jy vanmôre 'n kind van die Here wat hoor die koning klop na maak toe. As jy vanmôre 'n kind van die Here. Jy word vanmôre uitgenooi om te gee aan die klop van die koning van die konings. Nou as ons kyk na die woord klop, die Griekse woord is turao, wat beteken 'n door opportunity. En as ons kyk na die woord klop, is die Griekse woord krou, wat beteken gain admittance. Met ander woorde, turao beteken 'n geleentheid tot toelating. Vanmôre is 'n uitnodiging van die koning van die konings, is 'n geleentheid vir jou om hom toe te laat. Dis 'n geleentheid tot toelating vanmôre. Ek sê nie vanmôre om vir jou te sê jy lewe die regte. Ek sê nie vanmôre om te sê die evangelie sê, laat hom toe in jou lewe. Amen. Die evangelie wil vanmôre by jou kom klein kry dat jy die koning moet toelaat om in jou lewe te werk. Amen. Dis hoekom ons hier voor jou vir die kerk is. Ons verkondig die evangelie. En ons glo vanmôre dat Here se uitnodiging is vanmôre vir jou en vir my. Amen. Sien vanmôre kerk van die Here, die geleentheid word vanmôre gebied sodat die kerk, die kinders van die Here, hom weer sal toelaat in volheid om deel te wees van ons lewens. Amen. Ons word maklik besig met dinge van die wêreld en ons geniet dit. Ek sal nie vanmôre hier met 'n masker nie. Ons geniet die dinge van die wêreld. Soos 'n TV-program kan kyk, as ons dit kan kyk, as ons daai kan kyk. Dit is dit ons lekker om net ons speel. Maar baie keer word ons te besig. Amen. Met die dinge van die wêreld, ons verloor die fokus. Ja. En ons verloor en ons hoor nie dat die Here klop nie. En daarom verlang die Here vanmôre vir 'n geleentheid met jou sodat jy hom toelating kan gee tot jou hart. Hoe baie van ons harte is gesluit. Kom in kerk. Hoe baie van ons harte is gesluit vanmôre. En ek vra die Here, hoekom klop hy aan die deure van die kerk? Hoekom klop hy aan die deure van die kinders se harte? En die Here bring die volgende by my op en hy sê, my kind, ek mis my kinders. Ja.
verlang na hulle. Ek kan nie my kinders bedien nie, want hulle hou die deure toe. Die program van die kerk is groter belang as my woord in hul lewe. Of die program in hulle lewe is groter as sy woord. My kinders gee meer ag aan ander mense en geliefdes met probleme en uitdagings, dat hulle my nie hoor. Amen, dis waar. My kinders plaas vreeslike agendas in die plek waar ek hulle lewe wil heers en verskil wil maak. Die Here brand dit in my hart om vir jou te sê dat hy is besig om te klop aan jou deur. Hy is besig om vanmôre te klop en hy wil weet wanneer kom maak ons oop. Wanneer gaan kyk jy wie by jou deur klop vanmôre? Jy sien vanoggend is die koning van die konings om bitter vir jou 'n oplossing, 'n uitnodiging om hom te laat, om jou seer weg te vat, om daai depressie te breek in die naam van Jesus, om jou lewe heeltemal te verander. Jy moet besef vandag dat jy die koning met die konings van die koning van die konings. You are busy with royalty vanmôre. En daarvoor moet ons onsself nie verbeel vanmôre nie. Hy verwag die volle jy. Hosea 6:4-6 sê, en my volk gaan deur grond weens gebrek aan kennis, en omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, en sodat jy vir my die priesterramp nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Hoekom gaan dinge verkeerd? Ons vergeet die koning se teenwoordigheid. Maar die woorde wat ek gebruik van my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Waar kry ons ons kennis vanmôre, kinders in die Here? Nie woord van God. Die koning bied vanmôre 'n uitnodiging om deel te maak van jou lewe en deel te maak van sy koninkryk. En daarom is dit belangrik vir hom dat jy sal vanmôre hoor en oopmaak as hy roep. Die koning nooi jou uit, dis met 'n punt vanmôre, hoor en oopmaak. Die koning nooi jou uit om vandag te hoor wat hy vir jou instoor het. Imagine yourself, jy loop by 'n stoorhuis in. En hy gee 'n persoon daar by die stories gee vir jou 'n lys. En hy sê vir jou, gaan pluk vir jou daar so 'n bietjie kennis. Gaan kry 'n bietjie daar vir jou goedertierenheid. Gaan kry 'n bietjie daar vir jou bietjie voedsaamheid vir die lewe, bietjie oorvloed van dit en bietjie oorvloed van dat. Die oomblik wanneer jy dit opskryf, dan kom ek en sê vir hulle wat hoeveel kos dan sê nee, dit is spyt my van. Vanmôre moet ons die deur oopmaak soos daardie persoon by die spoorhuis en vir die Here sê, Here, ons het dit nodig. En wanneer ons die deur oopmaak, sal die Here vir jou sê, maar my kind, daar gee ek dit vir jou in plek. Jy sien, die kerk mis dit, omdat hulle oë toe is. Die kerk vergeet dat daar's 'n koning wat vir hulle sorg. Ek bid ek praat met iemand vanmôre. Amen. Daar's 'n koning wat vir jou sorg vanmôre. Hoor die verskil in jou lewe vanmôre wanneer jy die Here oopmaak. Leef die verandering wat in jou gebeur die oomblik wat jy hom toe praat. Jy weet wat die verskil tussen hoor en luister? Jy kan hoor die koning roep vanmôre, maar jy kan besig wees met iets anders. Maar wanneer jy vanmôre kom en jy gee ag aan die klop en jy luister wat die koning vir jou wil sê, dan gebeur dit. Dis die verskil tussen hoor en luister. Amen. Want hoor is net, kyk, hoor gaan mekaar verby. Maar luister vanmôre is om jou aandag 110% te gee aan die een wat jy. En wat gebeur wanneer die koning roep? Wat gebeur wanneer ek like dit om nie meer nou dit vertel, so gaan gebruik die oomblik wanneer iemand jou roep op jou naam. Soos die Here wat vir Moses geroep het. En hy het gesê Moses het gesê, Here, hier
is ek. Die oomblik wat jy sê, Here, hier is ek om die deur oop te maak, die oomblik, dan skuif jy die gesag oor aan die een wat jy roep, om met jou te spreek. Die oomblik wanneer die Here jou roep, en jy maak hom die deur oop, is die gesag direk die Here se. Nie jou eie nie. Jy klaar die Here oopgemaak. Toe die uitnodiging vanmôre is, gemeente, moenie terughou nie. Jeremia 29 vers 12 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Nou as die koning van die konings na jou kan luister vanmôre, wie is jy om nie te luister na hom nie? Amen. Dis 'n gewoonte partykeer net om die Here te vra, Here, ek is in hierdie moeilikheid, daar moet ek vandag uit. Kom aan, kerk, en mense maak spyt. Sien die oomblik wanneer ons bid tot die Here, luister hy aandagtig tot sy kinders, sodat daar geen detail gemis word nie. En dis presies met ons ook. Wanneer die Here met sy kinders praat, wil hy ons moet luister na wat hy sê, sodat jy nie kan uitmis nie. Lukas 11:28 sê, en hy sê, ja, maar salig is hy wat die woord van God hoor en dit bewaar. Hoor jy nog die Here se woord vir jou lewe vanmôre? Bewaar jy dit nog wat hy vir jou gegee het? Daarom wanneer ons hoor dat die Here ons roep, luister ons, gee ons ag aan hom. Dien ons hom. Jy sien, kind van die Here, wanneer ons roep vandag, gee ons nog erkenning aan hom en gehoor aan wat hy vir ons wil sê. En ek vra die Here, maar Here, hoekom is dit belangrik om te luister na die stem en oop te maak? En die volgende woorde wil ek jou mee kom bemoedig en ek wil in jou lewe kom inspreek vanmôre. En ek weet dis iemand wat moet hoor vanmôre, so ek gaan dit reguit lees. Amen. Hy sê, want wanneer jy my stem hoor en oopmaak, hoor mooi wat die Here sê vanmôre, is dit nie net ek wat in jou lewe instap nie. My genesing stap saam met my. My liefde stap saam met my. My genade stap saam met my. My redding stap saam met my in. My omgee stap saam met my in. My krag stap saam met my in. My guns stap saam met my in. Daarom stap die oorvloed van wat ek het saam met my in om 'n verskil in jou lewe te wees. Dis nie net Jesus wat in jou lewe instap nie. Alles wat hom vergesel, stap saam met hom. Maar wanneer jy oopmaak en luister na wat ek jou sê, so sê die Here, dan aanvaar jy die uitnodiging, sodat hy wonderwerke in jou lewe kan verrig. Amen. Sien kind van God, wanneer jy die deur oopmaak vir die Here, maak jy nie net die deur oop vir die koning tot jou lewe nie, jy maak die deur oop tot sy hele koninkryk om deel te word van jou lewe. Want jy word deel van die koninkryk. En vanmôre wil ek vir jou sê, moenie mis nie. Moenie die geleentheid mis om deel te wees van die koninkryk. Die Here ag jou so belangrik. My derde punt waarop ek wil fokus vanmôre, om saam met jou 'n maaltyd te hou. Besef jy die krag in daai woorde, om saam met jou 'n maaltyd te hou. Wanneer ons vir die Here oopmaak, hou die Here met ons 'n feesmaal. Sien die feesmaal se betekenis vandag is daarom om as 'n intieme verhouding met jou te dien. Wanneer jy aan die tafel gaan sit en jy maak die Here op die feesmaal, is dit nie net die koning wat jy kom dien nie. Dis 'n verhouding tussen jou en die koning wat versterk. Amen. Wanneer ons aan die feesmaal sit op 'n Sondag, is dit nie die Here se liggaam, dis nie net die Here se liggaam wat ons kom dien nie. Ons is besig met die koning van die konings wat hy Sondag. Amen. En daardeur gee ons hom die ere wat hy nodig het. Amen.
Mens sien daarom dien die feesmaal ook as 'n vorm van vriendskap, vrede en gemeenskap. Besef jy nie dat die Here vanmôre met jou 'n vriendskap wil hê nie? What a friend I have in Jesus. Amen. Halleluja. Jy is vandag uitgenooi deur die koning van die konings om 'n feesmaal saam met hom te geniet en 'n doelgerigte lewe te leef. Hoekom? Want die Here wil dit doen vandag. Amen. Hy wil nie alleen loop nie. Dankie, Here. Hy wil jou ten volle kan bedien tot eer van sy naam. Jy sien, kind van God, die Here wil vanmôre vir jou deurbreek. Nie net vir jou familie nie, hy wil vir jou deurbreek. Hy wil vanmôre vir jou deurkom. Hy wil graag vanmôre vir jou genesing bied. Hy wil vanmôre vir jou die krag bied. Hy wil vanmôre vir jou die geestelike kom bedien. Hy wil vanmôre vir jou die lewe so kom aanraak dat dit sal verander bly vir die res van jou lewe. Hy wil vanmôre jou lewe so kom verander en volmaak dat jy die volmaaktheid van hom in jou lewe kan sien. Amen. Die feesmaal is nie kleinlik vanmôre nie. Dis autoriteit wat in jou lewe gespreek word. Lukas 14:15 sê, die een van die wat saam met aan die tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Neem jy deel aan die koninkryk van God se maaltyd vanmôre? Ek kry in die week 'n video. En ek het hom vir iemand gestuur. Op ons pastoorgroep, ons streekpastoor, en hulle sê dat die video sê, 'n bekende golf, dalk het jy nog oor, maar ek voel dit is so awesome om te deel vanmôre. 'n Bekende golfpersoon word uitgenooi deur die koning van Saudi-Arabië, want hy het 'n golfbaan, 'n splinternuwe golfbaan in die woestyn te bou. En hy besluit om 100 professionele van die beste golfers uit te nooi. Ek kan nie die ou se van hom, my ou se naam is Arnold. En soos hulle nou speel en hulle nou die aand word hulle uitgenooi na 'n tafelmaal ook. En die koning gaan verby elke tafel en hy vra, "Het jy die dag geniet?" Hy gaan so deur. My werk hierdie lys van die 100 mense. Wat 'n bevoorregte een om te gaan deur die koning te vra of hy okay is. En hy kom by Arnold, as ek net sê van, so seker dinge sê van onthou. Paul, dankie. En hy kom en hy kom by Arnold en hy vra hom, "Wat kan ek vir jou doen?" En hy sê, en Arnold sê, "Maar jy is op die spot geplaas. Hoe kan 'n koning vir my vra, wat kan hy vir my doen?" En hy sê, "What about a club?" Nou as jy die hele getuienis, die hele storie gaan hoor, dan gaan jy agterkom waar hy kom ek gesê 'n klap. Maar wat ek wil baie neerkom is, en die koning sê vir hom, "Okay, dis reg." En so gaan hy huis toe, en hy gaan terug Amerika toe, en hy gaan doen wat hy moet doen daar. En elke dag kyk hy in die posbus, en hy sien maar daar's nog geen notification, geen brief, niks van die koning af nie. En hy sê, "Maar die koning is seker besig, hoe kan hy nog dink aan wat ek wil hê?" En so gaan hy verby en hy kom eendag in die posbus en hy sien daar's 'n envelope en hy trek hom uit en 'n groot rooi letters staan daar confidential en hy sien dit kom van die koning van Saudi-Arabië en hy hardloop in huis toe. Hy kan nie wag om die ding oop te maak nie. En toe hy in die huis kom en hy maak dit oop, is dit 'n title deed. Nou in Engels sê dit 500 acre grant. Toe gee die koning van Saudi-Arabië vir hom 'n 500 acre ground klub, golfklub. En hy gaan voort en hy sê, maar wat hy bedoel dit is nie stokkie. En die Here kom gee vir hom hand. En die kern van die boodskap vanmôre is, wanneer jy jou koning vra om vir jou 'n stokkie te gee, dan sê hy, my kind, ek gee vir jou die grond. Jy sien, niks wat jy vanmôre vra is onmoontlik vir die Here. En dit sluit aan by die uitnodiging vanmôre. Wanneer jy die koning gaan vra dalk vir 'n stok, gaan hy vir jou sê, nee, ek het vir jou 'n land beplan. Amen.
En vanmôre is die Here so kragtig om vir jou die land te gee in plaas van om die stok vir jou te gee. En daarom kom hy met jou 'n feesmaal vanmôre. Want dit was by 'n feesmaal wat hy in Arnold gevra het. Wat kan ek vir jou doen? Halleluja. En daarom sal die Here vanmôre voor jou aangesig 'n tafel voorberei. Psalm 23:5-6 sê: U nooi my om by die tafel te kom sit, maar my vyande moet staan en kyk. U laat my baie belangrik voel. U laat my alles geniet. U is goed vir my en u doen wat u beloof het. U doen dit oral waar ek gaan, solank soos ek lewe. Here, ek sal altyd weer terugkom na u tempel en ek sal my hele lewe lank dit doen. En vanmôre wil ek jou bemoedig dat die oorwinning lê daarin wanneer jy aan die tafel van die Here sit. Die feesmaal van môre is nie net daar waar ons dink dat die Here se liggaam bedien ons nie. Dis 'n groter prentjie van môre. So wanneer jy van volgende week aan die tafel van die Here kom sit, kom met die verwagting dat die Here jou 'n land voorberei, nie net 'n stokkie nie. Amen. Die Here het vir jou 'n land voorberei waar jy aangestel word om sy werk te doen. Daarom is dit belangrik dat ons vanmôre sal besef ons is meer as oorwinnaars. Amen. En ek sluit af met die volgende. God se hart vir 'n doelgerigte lewe, dankie Monie kan vir musiek kan sit. Vir 'n doelgerigte leef voort vandag in jou. Jy sien die oomblik wat daardie uitnodiging aanvaar en uitgeleef en gebruik word. Daardie oomblik begin die Here in jou lewe werk. En die koning se hart gaan uitnooi toe vandag. Hy gaan uitnooi elkeen van julle met die sit van môre. Daarom gee die Here vanmôre daai skrif in Openbaring 3:21 wat sê: aan hom wat oorwin, hoor mooi, nie aan hulle nie, aan hom wat oorwin. So aan jou wat oorwin, jy is in bedien, sal ek gee om saam met my op die troon, op my troon te sit. Soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit. Wanneer jy vandag oorwin, liewe kind van God, oorwin jy nie net die verlede of die hede nie, jy oorwin en bly oorwin tot in die toekoms. Dis 'n aanhoudende proses. Môre wil ek vir jou kom vra, is die Here nog die een wat in jou lewe kom saai? Vergeet nou van finansies en al wat ek praat van, is die Here die een wat nog in jou lewe kom saai vanmôre met woord, krag en fisiese liefde. Het ons geword soos die mense en die Here buite gehou. Ons is vanmôre die mense wat besluit ons nou nie. So as jy vanmôre sê, jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, wil ek vanmôre jou aanraai, vat die uitnodiging. Amen. En vergeet van wat daai tyd gebeur het. En die Here sê vandag afspraak. En hy sê vanmôre, he came to do business. En vanmôre wil ek jou aanraai, as jy nog nie hart vir die Here gegee het nie, steek met jou hand op, kom ons kyk nie rond nie. As jy vanmôre nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, steek op jou hand, ek kan sien, vir jou hand op voorbid. As jy 2 minute gee. Die Here vra nie baie vanmôre, hy vra net aanvang. Hy vra nie jou lewe nie, want hy kan jou lewe voorbetaal.
Hy kan nie iets vra wat op klaar voor betaal is nie. Al wat hy vra vanmôre is, aanvaar my net. Goed, ek vat dit al met die hart weer gegee. As jy vanmôre die uitnodiging van hom wil aanvaar, om in jou lewe verandering te maak, omdat jy deur 'n situasie gaan, deur iets gaan wat jy nie regtig beheer het oor nie, maar is daar. Jy nie regtig iets het om jouself te kan inkoop nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die koning is daar. As jy vanmôre gebed nodig het, niemand kyk dit nie, steek net op jou hand, ek moet vir jou bid. Halleluja. Gee kans om dit. Weer ek mense laat nie op die spot geplaas te word, maar vanmôre wil ek vir jou bid. Ek wil vir jou sê, die koning het jou so lief. Nou een hand gesien, halleluja. Dankie Here dat ek vanmôre vir daardie persoon bid, Here. Here, ek bid dat menslike planne vanmôre die knie sal buig vir U planne, Here. En dat hulle Here, U teenwoordigheid in die lewe sal ervaar, Here. Nie net vanmôre U teenwoordigheid, Here, maar die guns wat U vermoedelik moet sit, Here. Here, en omdat hy ook les hart vir U gegee het, dat vanmôre bid en dat een sy lewe sal inspreek. U vanmôre in sy lewe sal deponeer, Here, die oorvloed wat U vir U kinders beloof, Here. Here, vanmôre wil ons nie met die gronde gaan as gevolg van gebrek nie, Here. Ons wil vanmôre vooruit gaan en ons weet, U is die versorger. U is die koning, U is die voorsiener. Here, vanmôre wil ek bid dat hierdie gemeente, Here, 'n geseënde gemeente sal wees, Here. En ek praat nie vanmôre oor finansies of iets soos dit, Here. Ek praat vanmôre oor die kinders van hierdie gemeente, Here. Oor die mense, Here, dat hulle geseën sal wees. Here, dat hulle oorvloed sal hê van U liefde guns, Here. Dat hulle vanmôre sal besef dat die koning spreek spesifiek vanmôre in hulle lewe in, Here. Here, vanmôre as herder van die gemeente, Here, wil ek vra dat ons kom maak hierdie oop vanmôre, Here, wees U die een wat bedien. En ek voel die saam van die Here rus vanmôre hier. En ek wil vanmôre vir een sê wat ek moet hoor, jy is nie alleen nie. Halleluja. Ons is met jou. Amen. Ons ken ook nie waar die weg gaan nie. Maar niks keer ons om te bid vir jou. En elkeen wat hierdie ding gaan vanmôre, Here, Here, my hart, die woord van blydskap om te sien, U is in die Here. Dankie dat hulle kom surrender aan U, Here. Hulle surrender aan U vanmôre. Here, ek bid kom maak die verskil wat hulle nodig het. Dit nou gesondheid is, en dit nou voorsiening is, dit nou, Here, net 'n aanraking van U liefde is, Here, kom leef die verskil in hulle, Here. Here, wat ons wil hê, een kind van U moet hier uitgaan, sonder nie wete dat hulle 'n geslagte van U is, Here. Waarom vra ek, Here? Staan by die stoel, Here. In die volgende minuut, Abba Vader, gaan ek dit gee dat U bedien, Here, waar elkeen sy plek is. Dankie, Here. Stil om jou. Jy kan vanmôre oor van die Here in jou lewe. Dankie, Here. Dankie dat die uitnodiging van die uitnodiging om bedien te word as die koning van die mens, die God van die heerskappy. Dat jou Vader jou bedien vanmôre. Ons moet sluit die diens af vanmôre.
heerlijke familiedag, Here, maar dat hulle volgende maand sal terugkom om te besef dat Here koning hulle deurgedraai het. Here, dan bid ek spesifiek vir die vandag wat gesondheid uitdagings het, Here. Ek bid die genesing toe. Van die bloed wat vir ons opgeleid het, en die liggaam wat vir ons opgeleid is. Ek bid die genesing toe, dat het sal toeneem, hier waar jy nou sit. Mag die gees van God op jou rus en jou voluit genees. In die naam van Jesus. Die uitdaging wat ons vrees, Here, ek leer by u neer. Dank dat het geseend is, in die naam van Jesus. En weer eens besef ons, Here, dis nie ons eie wil nie. All to the glory of God. In the mighty name of Jesus. And the church said, Amen. Is baie bly, u was hier vandag. Mag die Here jou seën, jou voluit oorhaal. Elke voetsap wat jy gee, geseën wees. Ek sien hulle is al hier agter besig met die koffie en die tee om reg te kry daarso. Ek dink dis oor nog water. Mag die Here jou bewaar vanmôre of die vandag en die week wat vooruitkom. As jy vandag, as jy nie die week dalk enige gesonde uitdagings het, mag die Here jou genees en jou seën. Moenie vergeet, volgende naweek is ons kuierdag waar die Koinonia familie lekker saam zijn gaan geniet. Asseblief moet die mense bring jou choppie, bring jou borsie, bring jou koeldrankie, net nie drank nie asseblief. Halleluja. Maar ons mag dag in die kerk in die huis van die Here. Maar ons weet die Here het 'n lekker dag volgende naweek beplan. So asseblief as jy hier nie gaan wees nie, gaan jy uitmis. Ons sien jou volgende week. En die wat ons sien Saterdag, baie dankie.